Kom ons blaai in ons Bybels na Romeine hoofstuk 13 en ons gaan daarvan vers 8 af saam lees. Romeine 13 van die 8ste vers af. Dit klink of almal min of meer die plek gekry het. Ons lees saam uit die wonderlike en onfeilbare woord van die Here. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander liefhet, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al word in hierdie woord saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. En dit te meer omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word, want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het. Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap nie, in ontug en ongebondenheid nie, in twis en nydigheid nie, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Ons lees net tot daar saam uit die wonderlike woord. Ons bly net so sit en dan bid ek vir ons asseblief. Ons dank U Hemelse Vader dat ons by hierdie aanddiens byeen kan wees. Dankie vir elke een teenwoordig. Dankie dat daar in ons harte vanaand 'n verwagting is dat U met ons wil kom praat. Here, ons aanbid U vir die kosbaarheid van U woord. En ons wil vanaand hardop bely dat ons glo die hele skrif is deur God ingegee. Elke woord wat opgeteken is in die Bybel is God se woord. En hierdie woord is vir ons nuttig. Dis nuttig om ons te leer. Dis nuttig om ons tereg te wys. Dis nuttig vir die onderwysing in die geregtigheid en dit dien daartoe dat die mens van God deur die woord volkome toegerus kan word vir elke goeie werk, vir elke ding waartoe U, onse Here, ons roep om te doen. En Here, ons dank U ook in besonder vir die profetiese woord wat U vir ons laat opteken het, wat helder skyn soos 'n lig in 'n donker plek. En dat U ons nie in die duister gelaat het met betrekking tot die eindtyd en die wederkoms, het sy die eerste fase wanneer Jesus vir sy bruid kom om ons te kom haal, of die tweede fase wanneer U saam met U kinders tot op die aarde kom en U koninkryk hier gaan oprig nie. Ons Hemelse Vader, daarom bid ons in hierdie aand dat U vanuit die woord met ons elke een sal kom praat, dat U vir ons die woord sal oopbreek, en ja, dat die woord vanaand soos 'n pyl die doel van ons harte elke een sal tref, en dat U ons in hierdie aand verder sal kom voorberei vir die wederkoms van ons Here Jesus. Ek sit vanmiddag daar in my studeerkamer terwyl ek besig is om hierdie boodskap deur te gaan en hier en daar nog 'n gedagte by te voeg. En dit kom by my op, as die basuin skielik blaas, dan is dit soos 'n byl wat val. En dan is daar nie omdraai kans nie, dan is dit te laat om te sê, o Gats, wat het ek gedoen, hoekom het ek nagelaat om voorberei te wees vir hierdie oomblik. En ons verwagting, Here Jesus, is dat U enige oomblik op die wolke kan verskyn, soos daar die belofte van die engel by die hemelvaart. Hierdie Jesus sal net so terugkom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het.
kom vanaand, dierbare Heilige Gees, praat met ons as u kinders. Kom bemoei u ook met mense wat nog nie hulle saak met die Here reggemaak het nie. Mense wat nog hink op twee gedagtes. Sal ek my bekeer of gaan ek nog 'n bietjie wag? En Here, laat ons besef die tyd is min. Ons het hier gelees dit te meer omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word. O Here, kom wek ons op, maak ons wakker, maak ons gereed, dat ons wanneer Jesus verskyn, hom met oop arms tegemoet sal gaan en sal sê, o Here Jesus, hoe het ons verlang na hierdie oomblik. Dankie daarvoor, ons bid dit in die naam van ons Here Jesus, met dank in ons harte. Amen. Na aanleiding van daardie woord, die nag het ver gevorder en dit is amper dag, wil ek vanaand met u praat oor hierdie tema, die uurglas is byna leeg. Nou ja, ons almal ken 'n uurglas. Ons almal weet hoe 'n uurglas werk. En is baie interessant, daardie oomblik as 'n mens 'n uurglas omkeer, en daar's nog baie sand aan die bokant, sê nou maar jy speel 30 seconds of een van daai speelietjies en jy keer daai uurglas om, jy sien, ek het nog baie tyd. Maar het jy al agtergekom as hy begin leegloop, hoe raak jy angstig? En dit voel amper asof hy vinniger loop, wanneer hy na sy einde toe kom. Is iets baie besonders in terme van 'n uurglas. En dan besef 'n mens skielik, daar's nie meer baie sand oor nie. En ons moet nou vinnig by die antwoord kom. Ons nou maar net terug by die speelietjie vir die inleiding se onthaalwe. En as 'n mens kyk na die tyd waarin ons lewe, en Paulus beskryf dit so mooi, en hy sê, omdat ons die tydsomstandighede ken. Dis 'n mooi woord, tydsomstandighede. Dit gaan nie net oor tyd nie, dit gaan nie net oor omstandighede nie, dit gaan oor bepaalde tydsomstandighede, dinge wat spesifiek nou gebeur in hierdie wêreld, wat vir u en vir my daarop wys, dat die uurglas is besig om vinnig leeg te loop. Ons gaan nie vanaand probeer datums raai nie. Ons gaan nie probeer om 'n tyd vas te stel nie. Die Here sê, die dag en die uur weet niemand, behalwe die Vader alleen. Hy het daardie dag en uur bepaal. Dit sê iets. Dit kan nie uitgestel word nie, dit kan nie verander word nie. God het die dag en die uur bepaal. Maar wat ons weet is die nag het ver gevorder. Paulus skryf hier onder inspirasie van die Heilige Gees 2000 jaar gelede. Dit is amper dag. Die uurglas is amper leeg. En nou daar 2000 jaar verloop. So wat sê ons vanaand in terme van die uurglas? Dis vir my so pragtig waar hy hier skryf. Hy sê dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word, want hoor hierdie woorde, want die saligheid, dis wanneer Jesus kom om ons te kom haal, dis die saligheid waarna hy hier verwys, die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het. Ek dink terug aan my redding en ek besef nou die aand met 'n skok, dis hierdie jaar 50 jaar terug, dat die Here uit genade my siel gered het. Het voel soos gister. En toe besef ek, ja, inderdaad, is die saligheid nou baie nader as toe ek tot geloof gekom het, toe ek uit die Here se genade gered is. En die nag het inderdaad ver gevorder. En die basuin gaan blaas. Een of ander tyd, binnekort glo ek. En as die oomblik as die basuin blaas en die Here Jesus sy bruid kom haal, moet naby wees. Dit kan nie meer ver wees nie. Daardie uurglas
het vir 2000 jaar onverbiddelik geloop. Die sand is besig om deur te val. En hoeveel sand is daar nog onder in die uurglas oor? En ek sê dit nie omdat ek 'n datum probeer voorspel of omdat ek probeer sê dit gaan vanaand of môre plaasvind nie, en ook nie omdat ek sensasie wil skep nie. Dis die een ding wat ek eintlik glad niks van hou, en dit is sensasiejagtery. Maar omdat die Here Jesus Christus self gesê het, daar sal tekens wees, bepaalde tekens, sekere tekens wat sy wederkoms voorafgaan. En dan sê hy, dis baie belangrik, en wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, of wanneer hierdie dinge begin gebeur, hef julle hoofde op en kyk na die hemel, omdat julle verlossing naby is. Ja, voor die deur. Vir my is dit baie kosbaar dat ons nie vanaand by die koerante of by die televisie se nuuskanale of by die sosiale media wil begin nie, maar dat ons by God se woord wil uitkom. Daarin wil ons vanaand sien hoe naby is dit. En dit is so ontsettend belangrik om te weet dat wat Jesus gesê het in Matteus 24 en Lukas 21 in antwoord op sy disippels se vraag, Here, wanneer sal die wederkoms wees en wat is die tekens van die volëinding van die wêreld, dat Jesus bepaalde dinge vir hulle gesê het waaraan ons kan weet dat die uur naby is, dat die uurglas besig is om leeg te loop. Nou Jesus noem baie tekens in Matteus 24, Lukas 21, noem hy baie tekens. Hy praat van valse Christusse wat sal kom. Hy praat van misleiding wat sal toeneem. En is dit nie treffend dat die dag waarin ons lewe kom die ergste misleiding van manne en vroue met Bybels in hulle hande, wat sê dat hulle teoloë is, en dat hulle eintlik 'n kudde moet versorg en moet leer aangaande die waarheid van God se woord, en van hulle afkom vandag die grootste misleiding, en hoe die misleiding die afgelope paar jaar toegeneem, geweldig, dit het so intens geraak, oorloë en gerugte van oorloë. Ek dink ons het die afgelope 4 jaar het ons meer bewus geraak van oorloë en gerugte van oorloë as wat, en nou praat ek maar vir myself, as wat ek in my hele lewe van bewus was, vandat ek gebore is. Aardbewings, net die afgelope klompie weke, hoeveel geweldige, kragtige aardbewings was daar weer op verskillende plekke op aarde. Hongersnode, epidemies, wetteloosheid, vervolging, liefde wat verkoel, omdat die ongeregtigheid toeneem, sal die liefde van die meeste verkoel, het die Here Jesus gesê in die laaste dae. En daar's iets wat ek graag wil hê u en ek moet raak sien, want eintlik haal die kritisie ons baie hieroor uit. Daar was nog altyd, vandat die Here Jesus hemel toe gegaan het, was daar nog altyd oorloë, is dit so? Ja, en daar was nog altyd aardbewings, en daar was nog altyd vervolging, en al die dinge wat hy noem. Maar wat sien ons? Wat merk ons op in die tyd waarin ons nou in 2026 lewe? Ons sien en ervaar hoe hierdie dinge al hoe meer begin saamkom, en al hoe meer saam begin vermeerder en plaasvind en gebeur. En dit is 'n baie seker teken dat die wederkoms van die Here Jesus baie naby is. Ja, ons leef in die laaste fase van hierdie genade of kerktydperk waarin ons bevind. Die laaste doodsnikke van hierdie
tydperk, hierdie dispensasie, het werklik aangebreek. Die uurglas het nog 'n paar sandkorrels oor. En ek wil saam met u vanaand by 3 besondere tekens stil staan, wat ek dink die afgelope 3-4 jaar geweldig toegeneem het. Meer as al die jare van tevore. En die eerste is hierdie ding van oorloë en gerugte van oorloë. Onthou nou in Matteus 24, vra die disippels vir die Here Jesus, en ek wil net daarheen blaai, dan lees ek dit vir u, daar in vers 3. Dan sê die disippels, en toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en sê, vertel ons, Here Jesus, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld? En in sy antwoord, in vers 6, sê die Here Jesus onder andere, en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Ek wil net vanaand vir 'n wyletjie hierby stil staan, wetende, en ek besef dat daar was al 'n Eerste Wêreldoorlog, en daar was al 'n Tweede Wêreldoorlog, en dit was geweldige groot oorloë, en toe reeds was dit tekens van die koms van Jesus wat nader kom. Maar kom ons kyk net 'n bietjie, wat sien ons vandag? Wat ervaar ons in die jaar 2026 met betrekking tot oorloë en gerugte van oorloë? Ons leef in 'n wêreld waarin daar op hierdie oomblik 'n groot aantal oorloë, groot konflikte tussen lande en nasies op die oomblik woed. Ons is almal bewus van die verskriklike oorlog tussen Rusland en die Oekraïne, wat, hoeveel jaar is dit nou, 4,5, né? 4,5 jaar alreeds woed. 'n Vernietigende oorlog, waarin hierdie 2 lande gewikkel is, en dit lyk net nie of daar 'n einde aankom nie. En mense het al so gebid, en al so gehoop, en al so gewens, dat daar 'n einde daaraan kan kom. Maar dan moet ons natuurlik veral op die Midde-Ooste fokus. Daar Israel en rondom Israel. Wat is daar op die oomblik aan die gang? In die Midde-Ooste is daar op die oomblik ongekende konflik, wat eintlik rondom Israel losgebars het. Dit gaan oor daai ou klein volkie, daai ou klein landjie wat 'n klein bietjie groter as die Kruger Wildtuin is, wat eintlik vir niemand op aarde enigstens 'n probleem behoort te wees nie. So klein is hulle, so min is hulle. Maar ons dink aan Iran, en die Verenigde State, wat op die oomblik, daar's toenemende spanning tussen die twee, en 'n mens hou die hele tyd asem op, wat gaan môre gebeur? Jy weet nooit. Eendag hoor jy, nee, goed, ons het nou 'n ooreenkoms bereik. En die volgende dag dan skiet hulle weer die waks uitmekaar uit, en dit is weer bomme en dinge wat oor en weer geskiet word. En ook daar is Israel ingetrek, dit gaan ook daar in die oorlog met Iran, gaan dit eintlik maar oor Israel. As jy baie mooi kyk na die omstandighede wat daar uitwoed. Ek lees in hierdie week, en dit is 'n betroubare bron, Reuters, dat daar's nou bespiegelinge dat China vir Iran wapens gestuur het wat die Iranese kan gebruik om vliegtye en hommeltuie en die goed mee af te skiet. Dis goed wat hulle in die skouer kan sit en wat hulle kan gebruik. Dan weet ons dat China nou al vir 'n paar jaar geluide maak dat hulle graag Taiwan wil hê. Hulle wil graag Taiwan inneem, en daar's die hele tyd oefeninge met skepe en vliegtye en goed rondom Taiwan, en almal hou asem op, en Amerika het gesê, julle sal hulle nie inval nie, want dan gaan julle met ons te doen kry. Kan u dink as Amerika en China
In die tyd wat ons nou lewe, en jy kyk hoe die twee weermagte lyk, as hulle mekaar nou moet gryp, werklik in 'n oorlog betrokke moet raak, hoe gaan dit lyk? Maar dis 'n gerug van oorlog. Wat elke dag is dit daar. Ons dink aan Noord-Korea wat die hele tyd dreig. Hulle het nou al betrokke geraak in die oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En hulle is gedurig besig, is Noord-Korea besig om ook hulle bure te dreig met oorloë. Daar's ernstige spanning in die Suid-Chinese See op hierdie oomblik. Nog nooit was daar 'n omstandigheid op hierdie aarde waar die oorloë en die gerugte van die oorloë wat woed, hierdie afmetings aangeneem het nie. Dis vir my baie interessant as jy in Europa kom en jy skielik baie nader aan die oorlog tussen Oekraïne en Rusland, om daardie mense se siening daarvan te hoor. Hulle hou asem op. Daar selfs mense in Nederland wat nie eers hier wil kom kuier nie, uit vrees dat daar 'n moontlike oorlog kan uitbreek, en dan weet hulle nie of hulle kan terugkom nie. Die dinge is 'n werklikheid. En terwyl hierdie konflikte op aarde voortduur, hoor ons ook nog daagliks van kuberaanvalle, wat op regeringsrekenaars en goed gemaak word. Ons hoor van sabotasie, ons hoor van dreigemente teen kritieke infrastruktuur en dinge wat daar gedreig word. Ons gaan hierdie ding aanval en ons gaan julle kragnetwerk opblaas dat daar nie meer elektrisiteit is nie. En nou kom ons terug by die verskoning wat daar is. Mense sê daar was nog altyd oorloë. Wat maak dan nou ons tyd so uniek? Wat maak dit vandag so anders, dat ek vanaand in 'n kansel kan staan met die woord in my hart, in my hand, en ek praat oor dit wat Jesus gesê het, julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Wat maak ons tyd so uniek? En ek wil graag net 4 dinge noem wat ek glo ons tyd baie uniek maak. In die eerste plek, vir die eerste keer in die moderne geskiedenis, sien ons verskeie groot konflikte gelyktydig ontvou. Oorloë en gerugte van oorloë. En nou praat ons nie van kleinskaal nie, ons praat van grootskaalse oorloë, wat gelyktydig ontvou, nie net een oorlog nie, verskeie oorloë en gerugte van oorloë wat op hierdie oomblik op aarde aan die gang is. Ek het nie eens Somalië en al hierdie plekke genoem waar daar 'n bloedige burgeroorlog op die oomblik woed en ander plekke. As ons dink aan die invloed van ISIS in Mosambiek, net hier bokant ons, daar is noord, daai kant. Dis vreeslik wat aan die gang is. So, die feit dat die konflikte gelyktydig ontvou. In die tweede plek, baie van die lande wat nou betrokke is by hierdie konflikte en wat indirek teenoor mekaar staan, beskik oor kernwapens. Ek onthou, toe Rusland die Oekraïne net ingeval het, was daar 'n geweldige vrees in Europa vir 'n kernoorlog. Ek weet nie of u dit kan onthou nie. Maar almal het hulle vrees, ons moet tog net nie 'n kernoorlog kry nie. En nou weet ons dat Vladimir Putin gebruik sy kernwapens dikwels as 'n afskrikmiddel om die Weste, Europa bang te maak, en dat hulle nou nie moet betrokke raak by sy oorlog nie. Dis Rusland, dis die VSA, China het kernwapens, Noord-Korea, bietjie van 'n vraagteken, maar dit word algemeen aanvaar dat hulle 'n kernbom het, en dis 'n verkeerde land om so 'n ding te hê. En dan weet ons dat president Trump die afgelope tyd dikwels gesê, die rede waarom hy Iran nou wil op hulle plek sit, is omdat hulle mag nie 'n kernwapen kry nie. Hy wil dit ten alle koste keer. Indië, Pakistan, is alles groot moondhede wat kernwapens het. En die moontlikheid van 'n geweldige konflik met katastrofiese wêreldwye gevolge, soos dit waarvan ons lees in Openbaring tydens die groot verdrukking, waar ek glo kernwapens 'n rol gaan speel.
is groter as ooit tevore. In die derde plek, moderne tegnologie maak ook nou oorlogvoering baie vinniger. Wat sien ons, wat het die Oekraïne die afgelope 4 jaar gedoen? Hulle het geweldige goed ontwikkel, hommeltuie en kunsmatige intelligensie wat hulle gebruik in hulle oorlogvoering. Kan nie glo dat dit tot daar nou al gebruik word, né? Kuberoorlogvoering. As ons dink aan die hipersoniese missiele wat Rusland het, wat hulle sê niemand kan dit keer nie. So vinnig is die goed. Wat vroeër maande geneem het, word nou met die druk van 'n knoppie in 'n kantoor ontplooi en dit kan nag wees in 'n oomblik op hierdie aarde. Dis dinge wat uniek is aan die tyd waarin ons leef. En dan in die 4de plek, die hele wêreld beleef op die oomblik hierdie dinge saam. Nee? Vroeër was dit nie so nie. As daar vanaand iets gebeur iewers op aarde, sê nou maar 'n groot bom ontplof iewers, binne sekondes weet almal op aarde dit. Weet die hele wêreld dit. Almal, die wêreld het so klein geraak. Pretoria, Londen, New York, almal weet dit. En het ek hier 'n notaatjie gemaak vir die eerste keer ooit, leef die hele wêreld as dit ware binne in dieselfde nuuskamer. Is net so, almal weet dit. En dit maak vir my die omstandighede in terme van oorloë en gerugte van oorloë byna merkwaardig. Maar Jesus het meer as net oorloë en gerugte van oorloë van gepraat. As ons Matteus 24, Lukas 21 bestudeer, dan besef ons dat die oorloë en die gerugte van oorloë is maar net 'n deeltjie van die volle prentjie. Ons het reeds genoem die misleiding, die wetteloosheid, die vervolging, die hongersnode, die aardbewings, die liefde wat verkoel en al die dinge wat Jesus na verwys het. En wanneer ons al hierdie dinge saam sien gebeur op die trant wat dit nou op aarde aan die gang is, dan kom dit in my hart op. Ek kan nie anders as om te weet en te glo, die tyd is nou min. Die aard van die chaos wat op die oomblik op hierdie aarde is, spel vir ons een ding uit, die uurglas is byna leeg. In die tweede plek, en dit is iets wat, dis eintlik het hierdie my die afgelope week my gedagtes aan die gang gekry vir vanaand se boodskap. Toe ek nou in Nederland was, het broer Theo Niemeyer wat al hier gepreek het my genooi na Het Soek Lig se nuwe kantore, pragtige nuwe kantore wat die Here vir hulle gegee het, van waar hulle nou YouTube uitsendings doen. U kan gerus bietjie Het Soek Lig met 'n Z op YouTube gaan intik en u kan daarna kyk en baie van die goed word in Engels vertaal en dit gaan alles oor die eindtye. En ek het toe die afgelope week na 'n paneelbespreking gekyk van die direkteur van Het Soek Lig, Roelof Ham is sy naam, ek het hom ook nou ontmoet, pragtige broeder in die Here Jesus, en 'n paneelbespreking waar 4 van hulle deelgeneem het en toe gepraat het oor die toename op aarde in antisemitisme, Jodehaat, nee, dit is maar wat antisemitisme is. En ek het daaroor gaan begin oplees en bietjie nuusberigte gaan kyk en gaan soek, wat is op die oomblik op aarde aan die gang in terme van hierdie saak. En as 'n mens dink, sedert die aanval van Hamas in 7 Oktober 2023, wat hulle op die Jode gemaak het, op Israel gemaak het, dan is dit vir my eintlik skrikwekkend hoe dat daardie gebeurtenis, en Israel het niks gedoen op daai oomblik nie, al wat hulle op daai stadium die heeltyd gedoen het,
is om met hulle Iron Dome te keer al die missiele wat op hulle afgeskiet word en vuurpyle wat op hulle afgeskiet word deur Hamas en Hezbollah en wie nog almal. Hulle moet die heeltyd keer, hulle moet die heeltyd moet hulle self verdedig. En hulle het hoeveel keer gesê, ons gaan toeslaan op julle en ons gaan weer wraak neem. En dis een ding wat jy van die volk Israel moet weet, hulle dreig nie net nie, as hulle gesê het, ons gaan julle kom uithaal, dan gaan hulle dit kom doen. Hulle doen dit anders as die res van die wêreld. Maar in elk geval, op 7 Oktober 2023, was daar 'n verskriklike aanval, een van die wreedste aanvalle wat nog op die volk en op die land deur Hamas uitgevoer is. 'n Mens sou byna kon sê dat dit een van die bloedigste aanvalle op die Joodse volk was sedert die Tweede Wêreldoorlog en dit wat hulle daar deurgemaak het. Maar dis nie net die aanval wat baie erg is nie. Hoe Hamas op 'n absolute, nou soek ek 'n byvoeglike naamwoord, lafhartige manier op mense toegeslaan het wat nie eens wapens het nie. Mans, vrouens, kinders, ou mense, babietjies voor die voet doodgeskiet en doodgesteek het met messe en toe nog 'n klomp ontvoer het daar na die Gaza-strook toe. Nee, ons ken dit almal, ons weet wat het daar gebeur. Maar wat gebeur onmiddellik daarna toe Israel besluit, nou gaan ons die Gaza-strook skoonmaak. Ons gaan Hamas nou tot 'n einde bring daar. Toe draai die hele wêreld teen Israel. Hulle is nou die aggressors. Hulle is nou diegene wat so verkeerd is en so verkeerd optree. 'n Mens sou dink dat die wêreld in die Tweede Wêreldoorlog sy les geleer het oor hierdie ding van Jodehaat. Binne enkele maande na Oktober 2023 gebeur daar iets wat bitter min mense verwag het. In stad na stad, universiteitskampusse, op sosiale media, in sinagoges, in Bondi Beach in Australië, breek daar absoluut 'n haat teen die volk Israel uit, wat die afmetings daarvan is onbeskryflik. Ons het nog, ek dink nie in my leeftyd so iets beleef, soos wat dit nou is nie. Joodse skole moes ekstra sekuriteit kry om hulle kinders te beskerm. Sinagoges moes onder gewapende beskerming, moes mense sinagoge toe gaan. Joodse studente is geïntimideer. Daar's openlike haatspraak teen die Jode. Ek gaan soek en ek kry toe 'n man van die Europese Unie wat sy kommer uitspreek oor die verskriklike opvlamming van die antisemitisme wat op die oomblik sedert die Tweede Wêreldoorlog nou weer 'n hoogtepunt bereik die afgelope 3 jaar. Kan jy sien hoekom ek sê die afgelope 3 jaar is 'n merkwaardige tyd waarin ons bevind? Baie Jode vra op die oomblik, is ons nog veilig in die lande waar ons woon? Jode wat hier in Suid-Afrika woon, voel glad nie veilig nie, want ons weet wat ons regering gaan doen het, daar by die internasionale strafhof. 'n Klagtes gaan lê van volksmoord. Nou sê die skrif vir ons baie duidelik, wanneer ons die dinge sien gebeur, moet ons versigtig wees. Ons moet nie elke nuusgebeurtenis sommer net as 'n direkte vervulling van die profeseë sien en dit so verklaar nie. Maar ons moet ook nie ons oë sluit vir wat die Bybel vir ons baie duidelik leer nie. En nou wil ek vir u iets merkwaardig in die woord van God lees oor die eindtyd en Israel. In Sagaria 12 vers 2, en dis ongetwyfeld die eindtyd waarvan Sagaria hier profeteer, staan hierdie woorde, kyk, ek maak Jerusalem vir al die volke rondom tot 'n beker van bedwelming. Jy sien dit gebeur.
Die volke is bedwelmd oor Israel. Almal wil net Israel tot 'n einde bring. Daar gaan al hoe meer stemme op. Ons moet Israel stop, ons moet hulle beëindig. Daar moenie iets soos 'n Joodse volk op hierdie aarde wees nie. En dan Sagaria 12 vers 3 sê die Here, en u moet bietjie Sagaria 12 vanaand gaan lees, en dan lees u hoeveel keer staan hierdie woorde in die dag. Het gaan oor 'n spesifieke tyd, spesifieke tydsomstandighede. In die dag maak ek Jerusalem tot 'n baie swaar klip vir al die volke. Nie net hier en daar 'n volk nie, vir al die volke. Elkeen wat dit optel, sal hom daarmee sekerlik seermaak. Dis God se woord, nie wat ek sê nie. Elkeen wat teen hierdie volk wil aanstorm, gaan homself sekerlik seermaak. En al die nasies van die aarde sal daarteen vergader word. Het is vir my baie duidelik dat hierdie opvlamming van antisemitisme in die tyd waarin ons leef, waar Sagaria nie net van een volk praat, of een regering nie, en een koning nie, maar van al die nasies, dat ons in die dag dit sien gebeur. Van oral oor is daar 'n nuwe haat vir hierdie volk. En interessant, dis die volk wat die meeste vooruitgang op elke terrein toon. Of dit nou in die landbou is, of in die militêre ontwikkeling van wapentuig, besproeiing, gaan reis deur Israel, en kyk hoe daar die land onder besproeiing is, en wat alles daar gekweek word. Is een van die grootste uitvoerders van vrugte, 'n ou landjie net bietjie groter as die Kreerwiltuin, na die wêreld toe. 'n formidabele volk. Die meeste Nobelpryse in wetenskap is deur Jode gewen. Nee? Maar die wêreld is boos, die wêreld is kwaad, die wêreld is woedend vir hulle. En hulle word as die aggressors uitgekruid, terwyl eintlik al wat hulle doen is, hulle moet hulle self aggressief verdedig, want hulle is so klein, hulle word net so uitgewis, as hulle dit nie doen nie. Dis 'n ou klein kolletjie op die wêreldkaart. En tog sien ons hoeveel wêreldleiers praat voortdurend oor Jerusalem. Hoeveel internasionale organisasies neem standpunt in teen Jerusalem. Hoeveel nuusberigte handel oor Jerusalem. Die wêreld se aandag bly die hele tyd terugkeer na hierdie stad, presies soos die Here in Sagaria 12 eeue gelede gesê het. In vers 10 staan daar, maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgiet die gees van genade en smekinge. En hoor hierdie woorde, en hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het. Eeue voor die kruisiging het Sagaria dit reeds, of dekades voor die kruisiging, het Sagaria dit reeds so geprofeteer. Wat 'n aangrypende eindtydbelofte. En dan kom Johannes in Openbaring 1 vers 7 en hy beskryf die wederkoms van Jesus en hy sê, kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het. Hy sluit aan by Sagaria 12 vers 10. En dit sê vir ons dat die uurglas is besig om baie, baie vinnig leeg te loop. Ja, die volke is besig om na hierdie klip toe aan te kom en hulle wil hierdie klip optel. Wat sê die woord? Hulle gaan seer kry. Gaan lees Esegiel 38 en 39 vanaand. Paulus bevestig in Romeine 11 dat God sy volk nie verstoot het nie, maar dat die verharding slegs ten dele oor hulle gekom het, net totdat die volheid van die heidene ingekom het. Dan gaan die verlosser uit Sion kom, en hulle gaan hom sien, en hulle gaan hom omhels, en daar gaan 'n
volksbekering plaasvind. Die Joodse volk gaan erken dat Jesus hulle Messias is. Daar kom vir Israel 'n heerlike dag, maar daar wag vir hulle baie, baie swaar tye. Ek wil graag 2 stellings maak. En dit is dat ons moenie net in die koerante leef, in die Bybel heeltemal vergeet. En ons moet ook nie elke ding wat in die nuus gebeur, Bybel toe vat en waar is nou 'n profesie wat vervul is nie. Dominee Jurgens het nou die aand, wat het jy dit genoem? Wat se tipe profesie? Goed, maak nie saak nie. Maar ons durf ook nie ontken dat die wêreld al hoe meer begin lyk soos die wêreld waarvan die profete vir ons in die Bybel laat opteken het nie. Ons lewe in die laaste doodsnikke van hierdie tyd. Dit bring ons by die laaste punt waaroor ek met u wil praat. En dis iets wat ons eintlik so vinnig getref het. Ek weet nie of ons dit verwag het nie. 3 jaar gelede, hoeveel het ons van kunsmatige intelligensie gehoor? Ek het gehoor, ja, daar kom iets soos kunsmatige AI, né? KI. Daar kom so iets. En jy gaan in 'n winkel inloop en daar gaan 'n kamera by die deur wees wat in jou oë kyk en hy gaan jou herken. En dan gaan daar 'n robot na jou toe geloop kom wat gaan sê, goeiemôre meneer Bester, ons weet jy hou van cappuccino met 1 suiker, kan ek vir jou 'n cappuccino bring? Gaan alles van jou af weet. Dan gaan hy sê, ek weet jy dra 'n 38 broek en jy dra 'n so en so hemp en dan bring hy vir jou en dan gaan hy vir jou dit uithou en jy kan dit aanpas. Dit is wat mense jare gelede gesê het wat kunsmatige intelligensie in staat gaan wees om te doen. Nou het dit so gevorder dat ons gaan nie eens meer winkel toe nie. Ons doen sommer al ons inkopies daar in die studeerkamer op die rekenaar by Amazon en Takealot en al hierdie plekke. Nee? En ek raak al hoe meer verstom. Ek het nou die dag soek ek skeermes lemmetjies en nou is ek maar 'n ou jong. Ek kyk waar kry ek die beste pryse. So ek gaan soek altyd op die internet waar is die beste pryse vir die duur item van 'n skeermes lemmetjie. En toe sien ek nee, maar Amazon verkoop nou die wat ek gebruik baie goedkoop op daai stadium. En ek bestel en ek betaal. 3 ure later toe lewer hulle dit af. Ek sê, wat het hier gebeur? Dinge ontwikkel geweldig vinnig. Ek noem dit die tegnologiese revolusie. Ek weet nie wat anders om dit te noem nie. Dis vir my eintlik amper ongelooflik om te dink wat die afgelope 3 jaar sedert die pandemie geëindig het, tot waar ons nou is, 3-4 jaar, wat op hierdie aarde in terme van tegnologiese vooruitgang gebeur het. Die onlangse verlede. As iemand 10 jaar gelede vir jou gesê het, dat jy op 'n rekenaar sou kon sit, en 'n sekere kunsmatige intelligensie engine kon aflaai op jou rekenaar, en binne sekondes 'n lied saam met hierdie ding met sy hulp nou kon komponeer, sou ek gesê het, nee, dit kan nie wees nie. Ek weet nie wie van u ken die sanger, die Amerikaanse, hy's 'n country gospel sanger, Randy Travis. Hy het verskriklik mooi gesing toe hy jonger was. Hy het nou 'n paar jaar gelede baie ernstige beroerte gekry, hy kan skaars praat, hy kan glad nie sing nie. En toe kry die ouens die idee, nee, maar ons moet Randy se stem laat herleef. En hulle kry 'n gospelsanger wat min of meer op dieselfde trant as hy sing, maar dit klink glad nie soos hy nie, as hy nou lewendig sing nie. En hulle kom in hierdie ateljee en met kunsmatige intelligensie het hulle Randy Travis se stem opgeneem en geanalyseer en presies al die frekwensies en al die dingetjies en al die nuances van sy stem het hulle vasgestel en hulle het 'n nuwe lied wat Randy Travis nog geskryf het gevat en hulle het hierdie ou die lied laat sing en dit klink net
soos Randy Travis. Hy sit in die ateljee, onthou, hy kan nie praat nie, hy het beroerte gehad. Hy sit in die ateljee, toe hy dit hoor, toe loop die trane oor sy wange. Hy kan nie glo wat hy hoor nie. Ek ook nie. Dis verskriklik wat dit kan doen. Dat jy met kunsmatige intelligensie, hoeveel mense is daar nou al wat hulle werk kan doen? Ingenieurs wat gebruik kunsmatige intelligensie om hulle te help ontwerpe doen. Prokureurs gebruik kunsmatige intelligensie om sake te ondersoek en te kyk wat se sake was daar in die verlede soortgelyk aan die wat hulle nou doen. Sien jy, daai boeke is nou net vir die vertoon. Hierso, né? My skoonseun sê vir my, hy's 'n rekenaarprogrammeerder. Hy sê, pa, jy kan nie glo hoe kunsmatige intelligensie jou help programmeer. Jy sê nou net vir hom, ek het hierdie probleem en ek sukkel, ek kry dit nie reg nie. Woep, binne sekondes dan doen hy vir jou die coding en daar loop jou program. Ons raak bevrees oor die goed. Wat gaan word? Wat se werk gaan oorbly? Ons moet almal nou ambagsmanne word. Want ek dink nie hy sal goeie loodgieters werk en elektrisiens werk en die goed kan doen nie. Maar dit klink soos wetenskapsfiksie, maar dis 'n realiteit. En dit het nou die dag 'n realiteit geword. En dit het hierdie wêreld met so 'n spoed getref dat ek dink almal van ons is verbuisterd oor wat dit kan doen. Ek was besig om 'n boek te probeer vertaal van J. Sidlow Baxter, A New Call to Holiness, en ek het Google Translate gebruik. En ek was naderhand so gefrustreerd met die gehalte van die vertaalwerk, dat ek wou skree. Toe fluister my seun in my oor, pa, gebruik Copilot. En dan kyk jy kan nie glo die gehalte van die vertaalwerk, en dis nie eers 'n betaalde kunsmatige intelligensie soek engine of engine, wat noem jy dit nie, né? Ongelooflike akkurate vertaalwerk. Ons betalings. Ek dink ek is nou op 'n nuwe plekkie waar ek nou, dis kunsmatige intelligensie, dan is daar die hele ding van digitale identiteit. Almal het daarvan gehoor, né? En dis die nuwe bangmaak storie, die digitale identiteit. Ons moet nou versigtig wees. Want die regering wil alles van ons hê, hulle wil alles van ons weet. Ek het slegte nuus, hulle weet klaar alles van ons af. Hulle weet alles van jou af. Elke beweging. Ek het op 'n stadium opgemerk, ek praat met iemand oor iets. As ek YouTube aansit, dan is daai iets waaroor ek met iemand gepraat het op YouTube. Hoe werk dit? Jou foon luister na jou. Hy weet alles wat jy praat. En dan gaan haal hy daai goed waaroor jy praat en hy sit dit vir jou op YouTube. Dis vreeslik. Hoe goeders ontwikkel. Dan die biometriese identifikasie. Die mense wat hier in Bronberg aftreeoord bly, sal nou weet waarvan ek praat. Hulle kyk nou net vir die kamera as hulle by die hek kom. Woep, dan gaan die boom oop, dan weet die kamera, dis nou broer Gert wat nou daar inry, né? Dit is daai biometriese identifikasie. Ons gesigte, ons oë, ons vingerafdrukke word nou gebruik om ons identiteit te bevestig. Betalings is digitaal. Nee, of dit nou Checker 6060 of een van die ander goed, Amazon, Takealot, al die goed wat ek nou genoem het, Temu, daar uit China uit. Die wêreld verander vinniger as ooit tevore. Ons kan nie bybly nie. Maar ek wil iets vanaand baie duidelik sê, en dit is, wat se tegnologie ons nou ook al hiermee te doen het. Ons moet nooit die tegnologie as sodanig sien as die merk van die dier nie. Want daar's heeltyd stemme wat sê, jy moet nie dit nie, want dis die merk van die dier. Jy moet nie dat nie, want dis die merk van die dier. Kan ek vanaand vir u sê,
Die anti-kris gaan verseker hierdie goed gebruik. Daar's geen twyfel nie. 10 jaar terug het ons nog gewonder, wat gaan hy doen? Hoe gaan hy die wêreld beheer? Hoe gaan hy oor almal invloed kan uitoefen? Hoe gaan hy maak dat mense nie kan koop en verkoop nie? Maar die afgelope 3 jaar het dit baie duidelik geraak. Hoe gaan hy dit doen? Maar hoor mooi, die goed is nog nie nou die merk van die dier nie. Die van u wat bietjie ouer is en wat lank in die kerk is, kan nie onthou toe kredietkaarte uitgekom het. Toe sê die dominees, moenie 'n kredietkaart vat nie, dis die merk van die dier. Toe sit die streepieskodes, nee, pas op vir die streepieskodes, daar's 'n 666, daar in daai streepieskodes. Jy moet niks met streepieskodes te doen hê nie. Hoe gaan jy goed in die winkel koop sonder streepieskodes? Alles is streepieskodes. En so was daar baie dinge gewees. Bankkaarte met skyfies, toe daai skyfie uitkom, dis die merk van die dier, jy moet niks daarmee te doen hê nie. Ek soek nou nog 'n bank wat weer vir my 'n bankboekie wil gee. Ek kry nie so 'n bank nie, daar is nie so 'n bank nie. Nee, die tegnologie gaan vooruit. Wanneer gaan dit die merk van die dier wees? Wanneer die anti-kris op aarde geopenbaar is as die nuwe wêreldleier, en hy die hele wêreld gaan dwing om hom te aanbid, die valse profeet gaan hom daarmee bystaan, en hy dan mense dwing om wat dit ook al daai tyd mag wees. Weet jy, dit kan nog baie ontwikkel tot sy tyd. Ons is nou maar nog, sê Elon Musk, in die babaskoentjies van kunsmatige intelligensie. Hy sê ons gaan skrik as ons weet wat kom. Ons leef in 'n snaakse tyd. Maar wat sien ek? Ek sien die uurglas loop leeg. Ons beweeg bitter vinnig. Ons beweeg vinniger as ooit na die einde toe. Alles is gereed vir die anti-kris om sy verskyning te kan maak. As die anti-kris vanaand geopenbaar word, dan is al die tegnologie tot sy beskikking om volkome beheer oor die hele wêreld uit te oefen en 'n merk aan mense te gee waarsonder hulle nie sal kan koop en verkoop, soos Openbaring 13 dit baie duidelik vir ons sê nie. Maar ons is nie nou in die tyd van Openbaring 13 nie. Ons is nou in die tyd wat dit vooraf gaan. En ja, ons sien die tegnologie en ons sien die ontwikkeling en ons is half gedwonge deel daarvan. Daar is nog dinge waarvoor ons kan nee sê. En as u voel u wil vir sekere dinge nee sê, sê nee daarvoor. As u voel hierdie ding maak dit te erg, hulle gaan te veel beheer oor my hê en jy kan nee sê, sê nee. Jy hoef dit nie te vat nie. Maar weet net, dit is nog nie die merk van die dier nie. Dit is eers die merk van die dier as die anti-kris dit afdwing op die bevolking van die aarde. En die groot ding is, ons moenie bang word nie. Jesus het vir ons baie duidelik gesê, pas op, moenie dat enige iemand julle mislei nie. Moenie dat iemand by jou kom en vir jou sê, weet jy moenie daai kaart, is die merk van die dier daai kaart. Dis nie waar nie. Dis wel die tegnologie wat hy gaan gebruik. Ek dink wat vanaand belangrik is as ons na hierdie wêreld kyk, waarin ons lewe, en ons kyk na die oorloë en die gerugte van die oorloë, en ons kyk na die toename in antisemitisme, en ons kyk na die verskriklike ontploffing in tegnologie, die vooruitgang wat jy eintlik nie met jou mond eers kan beskryf nie, dan leer die Bybel vir ons baie duidelik dat die mens se grootste probleem is sy sondeprobleem. Wyle John MacArthur het gesê, the greatest problem of humankind is sin with an I in the middle. Ek het nogal gehou van die stelling. Sin with an I in the middle. En die enigste oplossing vir die wêreld se grootste probleem, sonde, is nie 'n groter of 'n slimmer rekenaar nie. Is nie meer tegnologie nie. Dit is en bly
Jesus, die Christus, die Messias, die verlosser van hierdie wêreld. En as jy vanaand na hierdie boodskap luister en daar's 'n benoudheid in jou hart oor die dinge wat ons sien gebeur, vra jouself die vraag, is my saak met die Here reg? Is ek gered? Is ek 'n kind van God? As jy nie is nie, vlug vanaand na Jesus toe. Ja, neem jou toevlug tot hom. Neem hom aan as jou verlosser. En terwyl ons kyk na hierdie tekens, wat onmiskenbaar dit duidelik maak dat die uurglas besig is om vinnig leeg te loop, en Jesus vir ons hierdie tekens gegee het, en hy vir ons gesê het, ek gee dit vir julle, sodat julle kan weet, dit is naby, voor die deur. Moenie bang word nie, moenie vreesbevange word nie. Lewe vir hom soos nog nooit van tevore nie. Omhels die evangelie en deel dit met almal met wie jy dit kan deel. En as die basuin nou blaas, is die vraag, waar gaan jy jou bevind? Waar gaan jy wees? As die hemel nou gaan oopskeer en Jesus daal neer met 'n geroep, met die stem van die aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en hy versamel sy kinders, is die vraag, gaan jy saam? En terwyl die tyd min raak, terwyl die uurglas leegloop, is dit so belangrik vir elke een om 100% seker te wees. Ek behoort nie aan myself nie, ek behoort aan Jesus Christus. Ek is gereed wanneer hy kom. Die wêreld steun vanaand op teologie, nou vir my, tegnologie, en op regerings, en op mense, en op die wysheid van mense, maar Jesus sê vir ons, en as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Mag die Here ons vanaand bemoedig met die wete sy koms is naby. Ek is daarvan oortuig soos nog nooit in my lewe nie. Ek wil weer sê, in die afgelope 3 jaar het daar meer op hierdie aarde gebeur, ek dink as in die tyd voor dit. In terme van hierdie tema, die uurglas is besig om leeg te loop. Vir die kind van God is dit nie 'n boodskap van vrees nie. Dis 'n boodskap van hoop. Ons koning kom. Hy gaan ons kom haal. Is jy vanaand gereed? Roep jy saam met Johannes in Openbaring 22 vers 20. Amen. Ja, kom Here Jesus. Kom gou. Amen. Onse Vader, baie dankie dat U vir my die genade gegee het om hierdie boodskap voor te berei en af te lewer. Ek moet erken, dit was 'n redelike stryd. Maar ek is so dankbaar, Here, dat ek vanaand die sekerheid in my hart het, ek behoort aan U, ek is U eiendom. Ek is losgekoop met die bloed van Jesus alleen. En daarom het ek die verwagting in my hart, terwyl die teken so duidelik is, en die uurglas byna leeg is, dat as die basuin blaas, dat ek sal saamgaan. Ek bid vir mense wat onseker is. Bid vir mense wat hink op 2 gedagtes. Mense wat wik en weeg hierdie kant toe, daardie kant toe. Sal ek nou my saak met die Here gaan skik, of sal ek maar nog 'n bietjie uitstel en nog 'n bietjie wag? En ag Here, U sê in U woord, vandag as jy my stem hoor, verhard nie jou hart, soos wat hulle daar in die woestyn gedoen het nie. Kom nou, sê U, laat ons die saak uitmaak. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. En ek bid vanaand vir 'n persoon of persone, miskien hier in die kerk,
of iemand wat ingeskakel is op YouTube, of waar ook al mense na hierdie boodskap luister. Here, dat mense vandag nou sal kom, om hulle saak met U te skik en reg te maak. Skenk genade, roep mense na U toe, trek hulle na U deur boorde sy, red siele in hierdie dae. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam met danksegging. Amen.